Goeiemôre broeders en susters. Ek sien hier is nog heel wat lidmate wat besig is om aan te kom. Kom ons begin deur lekker saam te sing. Dan sal ek daarna vir ons die afkondigings doen. Kom ons sing uit Skrifbereiming 1:6. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Dis 'n pragtige bereiming. Die titel van hierdie lied is Eer aan hom nou. Skrifbereiming 1:6 vers 1, 2 en 3. Baie welkom aan almal van u broeders en susters. Ons sê dan ook baie welkom aan diegene wat deur middel van die internet deel het aan ons erediens. Ek hoop u kom almal vanoggend reg met die rekenaar. Mense hoor nogal in stories hoe van hulle sukkel om in die internet in te kom. Ons hoop vanoggend kan u werklik voluit deel hê ook aan hierdie erediens. Die kollekte vanoggend onder die diens is vir Elsies Rivier en kom ek sê net vir u iets daaroor. Einde verlede jaar is daar van ons gemeente 'n bedrag oorbetaal aan Elsies Rivier. Dit was uit die kollektes en ek kan nie vir u sê hoe dankbaar hierdie gemeente was oor die hulp wat hulle van ons ontvang het nie. Vanoggend het ons dan weer geleentheid om vir hulle te help en die kollekte by die deure is vanoggend vir evangelisasie. Ons gebruik onder andere hierdie geld vir koningskinders, vir 'n klomp van ons projekte. Ons wil graag vanoggend die blomme gee vir Charmaine en Andries Bergsma. Nou Andries, ek het gehoor jy's hier. Waar is jy? Daar sit hy. Andries, as jy vanoggend hierdie blomme kan neem. U weet dat Charmaine nie gesond is nie, dat dit ook 'n groot druk op Andries plaas, Jessica, om haar te versorg steeds met liefde, en daarom het ons gedink, ons wil die blomme vir julle gee vandag, mag julle dit geniet, Andries, hoor. In die nuusbrief sal jy sien, daar is 'n hele lys van meelewing, lidmate wat in die hospitaal was, party weer al uit, party nog steeds daar. Ons wil 'n paar byvoeg. Oom Paul Foster is in Panorama met die kliniek opgeneem vir behandeling. En dan het ons gehoor dat Isabel ter Blanche hierdie week 'n groot operasie in Cape Gate ondergaan het en dat sy tuis aansterk. Pieter Koen, is Pieter en Esther, Pieter se broer, is gister oorlede. Ons wil ook vir hulle werklik die troos van die Here toebid. En dan is Susan Hanekom ook in Cape Gate opgeneem vir behandeling. Ons vra regtig u voorbidding vir al hierdie lidmate.
Ons verklaar nou as gelowiges saam met mekaar, broeders en susters, dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied is lied 200. Ons sing daarvan ook die eerste 3 verse, lied 200 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Ons is broeders en susters saam met mekaar in die teenwoordigheid van die groot en die almagtige God. Hy het ons na hom toe geroep. Ons is in die teenwoordigheid van die heilige God. Daarom word ons klein. Ken ons ook ons plek voor God. Omdat hy sy hand op ons lewe gelê het. Omdat ek en jy werklik die genade en die liefde van die Here ken in ons lewe. Daarom het die Here appel op ons lewe. Kom ons luister, wat sê hy vir ons in Efesiërs 4? Ek gaan 'n paar verse lees vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons gaan hierop antwoord met lied 241. Ons sing daarvan vers 2 en vers 3. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Dit is vers 2 en 3, lied 241. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, na die versengende hitte van die afgelope paar dae, gee U vir ons 'n dag
van lafenis, 'n wolkbedekking oor ons. En ons geniet dit, Here. Ons waardeer dit. En Here, so beleef ons ook hierdie ontmoeting met U. Dis 'n wonderlike tyd om by U ons God tot rus te kan kom. Wonderlike tyd wat U vir ons gee om te kan drink uit die fonteine van lewende water. Dit is tyd wat U vir ons gee om die fokus van ons lewe weer reg te kry. U gee vir ons tyd om met mekaar dinge te kan deel. Maar U gee vir ons ook die wonderlike geleentheid om mekaar met ons woorde, maar ook met ons sang en ons saamwees, werklik in die geloof te bemoedig, mekaar op te roep en te inspireer, om te bly glo en aan U vas te hou. Daarom vra ons, Here, seën ons vanoggend. En laat U goedheid, laat U genade oor ons werklik vandag bly en sterk maak. Saam met almal in ons land, Here, bid ons dat U self 'n einde sal maak aan hierdie ontsettende droogte in ons land. Here, daar is baie min aanplantings gedoen. Kos gaan skaars wees en duur. Baie boere het niks geplant nie. Het nie kos vir hulle diere nie. Moet kos aankoop, moet diere voer, selfs die wild op hulle plase. U weet hoe baie van hulle moedeloos is. Hoe baie van hulle, as 'n mens met hulle hieroor praat en trane uitbreek omdat hulle sien hoe hulle lande in stofwolke opgaan. Vader, ons besef weer opnuut dat ons van U afhanklik is, van elke druppeltjie water. Here, ons leef letterlik uit U hand. Dit leer U ons weer, dit prent U by ons in. Daarom bid ons vir uitkoms. En ons wat nog ons krane kan oopmaak en dan kom daar water uit. Ons bid saam met soveel ander wat nie water het nie, vir wie water aangery moet word, wat smag na uitkoms. Here, wees ons tog genadig. Ons is deur 'n week van groot veldbrande in ons omgewing. Soveel dinge wat vernietig is. Here, help ons. Wil U op U tyd vir ons uitkoms gee. Vader, ons as kerkgemeenskap, maar ook ons teologiese skool is hierdie week absoluut geruk deurdat U een van ons professore so skielik deur die dood weggeneem het. Hy was so begaafd. Hy het nog soveel gehad om vir ons te kon beteken. En sy plek is leeg tussen sy kollegas en die kerk, ons wat vir hom lief is. En ons wil vir ons teologiese skool bid en ons bid vir sy vrou en vir sy kinders dat U hulle wonderlik sal vertroos in hierdie tyd. Dankie Here dat
U by ons is ook wanneer ons siek is, dat ons dit ook kon sien met al die lidmate wat in die hospitale is. Dankie vir beterskap. Maar Here, U weet ook hoe swak van ons lidmate is. Hoe hulle skaars kan bid vanweë liggaamskragte wat nie meer daar is nie. En ons vra, wil U by hulle wees, mag hulle U vrede en U geluk steeds in hulle harte omdra. Mag hulle beleef dat U hulle nie loslaat nie. Ons vra dit van U. Met die erkenning, Here, van al ons sondes, ons gebrokenheid, ons tekortkoming, ons moedswilligheid. So baie, Here, wat U ons moet vergewe, en ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop, broeders en susters, by Matteus 20. Matteus 20. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 16. Nou, u sal sien, dit is die gelykenis oor die boer of die eienaar wat 'n klomp mense gaan huur het om in sy wingerd te werk. En dan vertel hierdie gelykenis vir ons wat hy alles gedoen het. Ons gaan dit nou lees. Maar ek dink is belangrik dat ek vooraf net vir u gou-gou 'n prentjie skets, want dan verstaan ons ook die agtergrond van hierdie gelykenis beter. In die Bybelse tyd, en daar's baie sterk getuienis dat dit absoluut die werklikheid was, in daai Bybelse tyd van ons Here Jesus, was daar geweldig baie werklose mense. Amper soos vandag. En daai werklose mense het op 'n bepaalde plek in 'n dorp elke dag bymekaar gekom. En daar het hulle gesit en wag dat iemand vir hulle werk aanbied. Dat iemand vir hulle gaan huur. Nou meeste van hulle as ongeskoolde arbeiders. En hulle daar maar gesit van vroegoggend tot laat aand in die hoop dat iemand vir hulle werk kan gee. En volgens getuienis was dit nie maar net 'n klein groepie nie. Dit was geweldig baie mense wat elke dag na 'n plek toe is in die hoop iemand sien hulle, iemand vra vir hulle om te kom werk. Kom ons lees nou die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Dit is Matteus 20. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billike is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en presies dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en sê vir hulle, waarom staan julle die hele dag werkloos hier rond? Hulle antwoord omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit antwoord, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep al die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is,
kom toe en kry elkeen 'n gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur het, hulle het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen 'n gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, die laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Dan sluit ons Here Jesus hierdie gelykenis af met die woorde: so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ek en Cecile, broeders en susters, het 'n skoonseun wat boer in die Klein Karoo, in die hitte. En weet jy, sy boerdery is van so 'n aard dat hy 'n paar keer deur die loop van die jaar dagarbeiders moet gaan huur. Hy moet eers 'n klomp dagwerkers gaan huur om eie plantjies te plant. En dan later in die seisoen moet hy weer 'n hele klomp dagwerkers gaan huur om die eie saad te oes, om daardie eie blommetjie met die saad in af te sny en sakke te sit ensovoorts. Weet jy, ek dink as ek vir hom van hierdie boer waarvan ons hier lees, as ek hom daarvan sou vertel, dink ek sou hy sy kop skud. Hy sou sy kop skud. Want hierdie boer doen vreemde dinge. In die heel eerste plek, en dit moes u al getref het, gaan hierdie boer uit en hy gaan huur van vroegdag tot laatmiddag arbeiders om in sy wingerd te werk. Om 6 uur, dit is nou die tyd wat die Joodse werksdag begin, om 6 uur die oggend, gaan huur hy die eerste klompie arbeiders. 9 uur gaan huur hy nog ander. Nou, ek dink ek kan dit redelik verstaan. Hy het miskien agtergekom, ek het baie werk, ek soek nog arbeiders. Maar kyk wat doen hy. Hy gaan om 12 uur en dan huur hy nog arbeiders om in sy wingerd te werk. Om 3 uur die middag, 1500 uur, doen hy presies dieselfde. Daar is nog net 3 ure oor van die Joodse werksdag, wat 6 uur klaar maak. Om 3 uur gaan huur hy nog arbeiders. En werklik waar, om 5 uur, 'n uur voordat die Joodse werksdag tot einde kom, gaan huur hy nog arbeiders. Ek sê dit is 'n vreemde optrede hierdie. Weet jy wat hierdie boer nog meer, of sy optrede nog meer opvallend maak, is as hy uiteindelik by die betaling van hierdie diensknegte kom. Kom ek sê net vooraf, met daardie groep wat hy om 6 uur gehuur het, daardie oggend, met hulle het hy ooreengekom, kom werk vandag in my wingerd,
en ek onderneem om vir julle 'n dagloon te betaal. Nou, volgens getuies was dit goeie geld. Dit was nie afskeep nie, dit was in daardie tyd goeie betaling vir sy geld. Maar vir die ander werkers wat later begin werk het, 9 uur, 12 uur, 3 uur, 5 uur, vir hulle het hy gesê, kom werk en ek sal vir julle betaal wat billik is. Dis waarmee hy met hulle ooreengekom het. Nou kom dit aan die einde van die dag. Dit kom by betaaltyd vir hierdie werkers wat vir hom gewerk het. Kyk wat doen hy. Hy betaal die laastes heel eerste. Daai klompie wat 5 uur vir hom begin werk het in daai middag. Hy betaal hulle eerste. En hy gee vir hulle 'n volle dagloon. Sien dit raak. Dis wat hy ooreengekom het met hulle wat 6 uur begin werk het. Hy gee vir hulle 'n volle dagloon. Nou, ek ken ook werkers. Nou kan jy verstaan dat die ander, toe hulle dit agterkom, dat hulle begin wonder het, dat hulle begin sommetjies maak het. Die ander werkers het gevoel, maar ons het soveel langer vir hom gewerk. Ons het die hele dag daar in die bloedige son vir hom gewerk. Ons sal mos nou meer kry. As hy 'n volle dagloon vir daardie 5 uur werkers betaal, dan is ons geregtig op baie. Nou het jy gehoor, hieroor was daar toe woorde tussen die eienaar en sy arbeiders. Hulle was ongelukkig. Hulle ontvang ook maar net 'n dagloon. En dan sê die eienaar vir hulle, hoorie sommer, ek is mos nie onregverdig nie. Ek betaal vir julle waarom ek met julle ooreengekom het. En dan sê hy uiteindelik vir hulle, maar kom kla julle so, is julle dan jaloers omdat ek goed is teenoor die ander? Is julle jaloers omdat ek goed is teen hulle wat 3 uur of 5 uur die middag begin werk het? Wat wil ons Here Jesus met hierdie gelykenis by ons tuis bring? Weet jy, ek dink 2 opmerkings help ons geweldig baie om te verstaan wat ons Here Jesus by ons wil tuis bring. Die heel eerste opmerking wat ons baie help, is die heel eerste woorde van die gedeelte wat ons gelees het. Daar sou staan, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos, en dan volg die hele gelykenis. Dit gaan dus hier om die koninkryk van die hemel, en hoe 'n mens daaraan deel kry. Dis waaroor dit hier gaan. Maar wat ons ook baie help om hierdie gedeelte te verstaan, is die woorde waarmee ons Here Jesus die gelykenis afsluit. Hy sê, so sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste. Nou, broeders en susters, met hierdie gelykenis was ons Here Jesus in die heel eerste plek besig met daardie klompie fariseërs wat maar die hele tyd by hom was. Hulle het gedink, ons is die eerstes in die koninkryk van die hemel. Hulle het gedink, ons is die mense wat daardie eerste plekke verdien. Want kyk net hoe lewe ons, kyk net hoe toegewyd is ons. Vir daardie fariseërs was daar in die koninkryk van die hemel nie plek vir 'n tollenaar of 'n sondaar nie. Nee.
vir hulle. En kyk wat het hulle gedoen. Kyk hulle toewyding. Hulle is die eerstes in die koninkryk. Weet jy, broeders en susters, hierdie ingesteldheid het daai tyd werklik baie diep gelê. En ja, miskien het dit vandag nog diep ook tussen ons. Want 'n bietjie later het baie van die Joodse Christene ook geleef met hierdie ingesteldheid. Hulle het gedink, ons is die volk van die Here. Vir ons is daar 'n plek in die koninkryk van die hemel. Ek het eintlik 'n aanspraak daarop. Ek het as ware 'n reg daarop, want so het hulle geglo, ons is die volk van die Here. En verander was daar nie plek nie. En nou weet ons hoe baie van hierdie eerstes uiteindelik laaste sou kom. Omdat dit hulle ingesteldheid was. Hierdie gelykenis, broeders en susters, wil vir jou en my sê, ons ontvang die koninkryk van die hemel uit louter genade. Ons ontvang die koninkryk van die hemel nie deur ons verdienste, alles wat ons doen en wat ons dink ons goed doen en waarin ons getrou is nie. Ons ontvang die koninkryk van die hemel uit louter genade. Ons ontvang dit omdat die Here ons daartoe roep. Omdat hy my en jou geroep het. Om dit te mag beerwe. Weet jy, broeders en susters, hierdie hele gelykenis word oorheers deur hierdie eienaar, hierdie boer wat van vroegoggend tot laatmiddag arbeiders gaan roep. Hy doen dit om 6:00. Hy doen dit weer om 9:00. 12:00 gebeur presies dieselfde. Hy roep nog arbeiders. Jou werklik waar doen hy dit weer om 3:00 en hy doen dit om 5:00. Watter werkgewer sal dit doen? En uiteindelik almal nog presies dieselfde betaal? Geen mens nie. Ek dink my skoonseuns het vir my gesê, pa, dan ons ek besig om my in die grond in te boer, as ek so optree. Weet jy, dit is net die Here wat dit doen. Hy is die eienaar van hierdie wingerd. Dit is hy wat van vroeg tot laat mense roep. En hy hou aanroep. Jy het gehoor hoe hy weer gaan, en weer gaan, en weer gaan. Hoe hy aanhou om mense te roep. En selfs hulle wat die laaste gekom het, kry dieselfde as die eerstes. Weet jy, broeders en susters, wat ons uit hierdie gelykenis moet raak sien, is dat God goed is. Ek en jy moet raak sien dat God ontsettend genadig is. Weet jy, niemand kom in die koninkryk van die hemel as dat jy uit loutere genade daartoe geroep word nie. Niemand kom daardeur verdienste nie.
Niemand kom daar omdat hy in sy eie oë en dink maar ek moet een van daai eerstes wees nie. Almal kom daar omdat hulle geroep word uit loutere genade. En weet jy, broeders en susters, miskien moet ons almal maar weer 'n slag bietjie goed hieroor gaan nadink. Dink ons nie baie keer dat ons self, en dit sluit my in, dat ons een of ander aanspraak sou hê op 'n plek in die koninkryk van die hemel nie. Dink ons nie baie keer, ja, ek behoort een van daai eerste plekke te hê. Want ek kom uit 'n Christelike huis. Dit is eintlik van selfsprekend dat ek daar sal wees. Ons kan ook redeneer, ek kom vanuit 'n goeie gereformeerde agtergrond, ek kom vanuit 'n agtergrond van kerklike betrokkenheid, kerklike meelewendheid. Van my moet daar 'n plek wees. Of ons kan partykeer dink, broeders en susters, ek is daarom nie 'n klip Christen nie. Van my moet daar plek wees. Of ek in diep in my hart dink, ja, ek is daarom beter. Ek is daarom regtig beter as die ander lidmate in die gemeente. Ek verdien 'n sterretjie by die Here. Weet jy, ons moet so oppas vir hierdie ingesteldheid. Want dan mis ons die hart van die koninkryk van die hemel. Want dan mis jy die wonder daarvan. Dan mis jy ook die vreugde daarvan. So ons moet so oppas vir so 'n ingesteldheid. Die diepste rede hoekom ek en jy vanoggend hier is, by mekaar as kinders van die Here, is omdat God my en jou uit genade geroep het. Weet jy, as Petrus vir die kerke skryf, dan sê hy vir die Christelike kerke, God het julle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep. Die kerk is geroepenis van die Here. Uit die duisternis tot God se lig. Is geroep. En dit net omdat God goed is. En dit net, broeders en susters, omdat God genadig is teenoor my as sondaar mens. Weet jy wie werklik sy roeping deur die Here verstaan? Wie werklik die Here se groot genade teenoor hom raak sien? Wie werklik, wie se hart vol is van die ontsettende genade wat die Here aan my bewys het? So iemand sal uiteindelik hard gaan werk in die wingerd, in God se wingerd. Iemand wat absoluut verwonderd is dat God my van alle mense geroep het. Weet jy, so iemand sal werklik waar sy alles gee, sy absolute alles gee in God se wingerd. So iemand sal nie gelek moet word en gesmeek moet word
om in die wingerd van die Here te werk nie. Hy sal nie gelek of gesmeek moet word nie. En daarvoor is sy roeping deur die Here net te fantasties. Vir hom net te kosbaar. Hy sal nie 110 verskonings elke keer hê nie. Hy sal hom nie aan ander gaan meet nie. Nee, vol van sy roeping sal hy alles gee in die wingerd van die Here. Ek en jy, broeders en susters, is geroep. Ons is geroepenis van die Here. Dis hoekom ons hier is. Maar wat maak jy van jou roeping? Wat maak jy van die Here se goedheid teenoor jou? Ek dink dit vra van ons almal 'n antwoord. 'n Baie duidelike antwoord. Wat maak ek met my wonderlike roeping van die Here? Dink daaraan, broeders en susters, jy het vandag tyd. Jy het vandag nog tyd om hierop te antwoord. Amen. Maar in jou lewe, my liewe broeder en suster, getuig net van die Here se goedheid, van sy genade. Maar dat hy my geroep het tot die lewe in ons Here Jesus Christus. Kom ons sing ook daarvan. Dis lied 510. Ons gaan sommer al 4 verse sing. Lied 510 vers 1, 2, 3 en 4. Ek gaan nie vra dat jy opstaan as ons dit sing en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Oh
genade onbeskryflik groot. Dit Here is wat U aan ons bewys. Here, leer ons om die woordjie genade weer werklik te kan verstaan. Wil U ons help om elke dag te leef van U goedheid. Maak ons lewe vol daarvan. Laat ons dit nooit vergeet nie. Laat ons elke dag weer vir onsself sê, ek leef deur die genade van die Here, deur die goedheid van die Here teenoor my. Laat dit alles wees in ons lewe, Here. En laat ons tog nie dink ons verdien iets by U nie. Maak ons opgewonde oor U genade, maak ons bly. Mag dit uit ons lewe uitstraal dat ons hierdie genade ken en deelagtig is. Mag dit in ons lewe gesien kan word, hierdie mens ken God se genade, ken God se goedheid teenoor hom. Here, gee dat ons as kerk so sal opereer, ook in hierdie wêreld. En gaan gebruik ons in hierdie week wat voorlê, om dit uit te straal, ook daar waar U ons roep, om te leef en te werk. Ons bid dit om Christus ontwil. En ons bid dit, Here, met verwondering oor U goedheid en U genade. Amen. Die kollekte nou, broeders en susters, is soos wat ons gesê het vir die gereformeerde kerk Elsies Rivier, en dan daarna ons slotpsalm is Psalm 107, ons sing daarvan vers 1 en vers 15, is op bladsy 533 vir u wat op die internet ingeskakel is.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Goeiemôre almal. Welkom ook weer van my kant af terug hierso by ons gemeente. Gee my 'n paar geleentheid of net 'n geleentheid om net 'n paar dinge met u deur te kommunikeer. So die begin van die jaar is daar maar baie dinge wat ons wil deel en ek wil net vir julle met 'n paar dinge wegstuur hierso vir wat gebeur nou in die nabye toekoms. Julle sal weet ons het verlede jaar 'n ongelooflike geseënde gemeentekamp gehad en hierdie jaar is dit weer sulke tyd, dis by Mountain Breeze van 26 tot 28 Februarie daar in Stellenbosch. Daar's nie meer baie akkommodasie beskikbaar nie. Nog heel wat kampplek. Hier's baie welkom. Dis 'n groot kampeerplek en daar's tente. En daar's ook nog 3 huise beskikbaar en in die voorportaal is 'n lys op en jy kan nog jou naam gaan inskryf daar. Ons sal volgende week kyk dat daar weer volledige besonderhede ook in die boodskapper is. Dit is 'n gemeentekamp vir jonk en oud. Ons het verskillende aktiwiteite, verskillende temas wat ons behandel en ons nooi jou uit om te kom saamkamp. Selfs al kan jy nie die hele naweek kom nie. Kom vir 'n dag deur en kom gesels saam met ons en kuier saam met ons. Daar's baie goeie toerusting wat ons gaan gee ook op hierdie gemeentekamp 26 tot 28 Februarie. Dan vir al die hoërskool vir die hoërskooljeug. Ons het volgende Saterdag. Ons gaan nou vir julle pamflette uitdeel by Katkassasie. Het ons eerste aksie of tema vir die jaar. Ons gaan daar na Jump Around toe in Kaapstad. Ek gaan nou vir julle 'n videoklippie speel oor dit, net om vir julle te verduidelik wat dit is, maar ons nooi al die hoërskooljeug om te kom saam kuier, saam te kom net lawees daarso op daai springkastele. Dis net ons begin ons begin aksie vir die jaar en ons nooi julle uit daarvoor. Dan volgende Saterdag het ons jeugbraai. Nou gewoonlik was dit net vir die laerskool gewees. Hierdie jaar is dit al die jeug van graad 1 tot graad 12 nooi ons vir jou en vir jou ouers en ook die hulpkategete volgende Sondag. Ja, volgende Sondag, 31ste, hierso by die gemeentesentrum, dis om 12:00. Bring jou eie eetgerei en drinkgoed en vleis en dit wat jy sou geëet het, wat jy eet saam met as jy braai. Stoele, ons maak vure en ons gaan die dag net lekker saam kuier. Ons het gewoonlik koppel ons dit aan 'n tema. Ons wil vra vir die laerskool dat julle asseblief sal kyk binne die boodskapper is daar klere, en ons wil vra dat jy volgens daai klere sal aantrek elke graad en by die hoërskool gaan ons vandag 'n temas kies in die verskillende klasse en ons wil vra dat jy daai tema sal uitbeeld in hoe jy aantrek volgende Sondag as jy na hierdie braai toe kom. Die komitee het ook dit goed gedink dat die klas wat die meeste daar is, gaan die hele jaar se katkassasie afkry. So dis 'n groot bargain. En grap, sal nie gebeur nie. Goed, dis volgende week, Sondag. En dan nooi ons al die geloofsfamilies se skakelpersone. En as die skakelpersoon nie kan kom nie, iemand uit die geloofsfamilie uit. Ons het 'n ontmoeting gereël vir die 3de Februarie, hierso in die gemeentesentrum van 7:30 tot 9:00. Ons wil net so 'n bietjie saamgesels oor wat in die geloofsfamilies aangaan op die oomblik. So ons nooi julle asseblief elke geloofsfamilie kyk asseblief dat daar een van jou skakelpersoon of 'n verteenwoordiger daarso is. Ek sal in hierdie week detail uitstuur per e-pos oor presies waaroor ons gaan gesels. Dan die tweede laaste ding, ons vra vir al die katkassasie kinders. Dis nie vandag nodig dat die ouers agterbly nie, maar al die kinders van graad 1 tot graad 12 om asseblief agter te bly. Ons het nuwe klasindelings gedoen en dat ons julle net wys waar is elke klas en wat ons gaan doen daarso. So bly asseblief agter van graad 1 tot graad 12. En die laaste ding, ek en Reinder begin vanaand met 'n reeks uit Hebreërs 11 uit. Wat gaan oor die geloofshelde en ons wil u elkeen nooi om deel te kom neem aan hierdie reeks wat ons gaan begin vanaand.
Ons gaan 'n bietjie kyk na die tendens van superhelde vandag en dan begin ons met Hebreërs 11 vers 1 wat sê wat geloof is en dan gaan ons elke Sondag aand na een van daai geloofshelde kyk wat daar in die Bybel opgeteken is. So ons nooi elkeen van u om vanaand aan hierdie tema te kom deelneem. Ons begin vanaand en ons sal seker ek weet nie tot diep in die 3de kwartaal met hom aangaan. Baie dankie, mooi dag verder.